Dis 'n voorreg weer eens vanoggend om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Jy weet, ons as mens verskil almal van mekaar. En ons almal het ons eie gedagtegange, ons eie redenasies. Maar ek dank die Here dat sy Heilige Gees daar is om ons te leer. Dank die Here dat sy Gees daar is om ons te lei. En die Gees van die Here is al wat 'n kind van die Here kan hê om op staat te maak in hierdie tyd wat ons in lewe, terwyl ek baie keer in die woord van die Here lees, hy sê pas op vir die valse leraars, pas op vir die misleiding. Hy sê as dit moontlik was, dat selfs die misleiding sal so erg raak, dat as dit moontlik is, selfs die uitverkorenes mislei sou word. En weet jy hoe erg is dit om daarin te kan pas? Want weet jy, as ek nie 'n uitverkorene van God is, en terwyl die skrif sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Baie is geroep, maar min is uitgekies. Op 'n ander plek sê hy, Petrus vra vir Jesus, is die wat gered word baie? En Jesus sê vir hom, stry hard om in te gaan. Want baie gaan probeer, maar nie in staat wees nie. En terwyl ek in die woord van die Here lees, en ek sien dat Petrus en Paulus en almal het uitgegaan en al hierdie werke van die Here gedoen, soos die skrif sê. Hy sê vir die wat geglo het, al die tekens sal volg, op siekes sal die hande lê, hulle sal gesond word, die blindes sal sien, julle sal duiwels uitdryf, en die kragtige dade sal jy doen vir die wat geglo het. En so het hulle dit gevat, gevul met die Heilige Gees, en hulle die werk van die Here gaan doen. En hulle het op plekke gekom en baie mense het tot bekering gekom. Maar onder hierdie baie mense wat tot bekering gekom het, is daar ook die wat gedink het, hulle kan met die genade van die Here speel. En ek lees in Handelinge 8. Praat hy van Filippus by Samaria gekom het. En hy die evangelie gaan verkondig. En die duiwels het uit die mense uitgegaan met 'n groot geskree. En baie van hulle het tot inkeer gekom en hulle het by die Here uitgekom, want hulle het die evangelie van Jesus Christus gesien met die krag wat God beloof het, gaan saam met die werk wat in hom glo. En omdat hulle dit gesien het, het daar 'n towenaar gewees, en hy het ook gesien, en die skrif sê, baie van hulle het gesê, dat hy is die groot krag van God, hierdie towenaar. Want hy deur die eeue heen, deur die jare heen, het hy baie mense mislei. Baie mense doeke oorgelê, omdat hy sulke wonderwerke kon doen. Maar selfs hy kom tot bekering. Ek wil vir u lees van vers 8. Hy sê, daar was groot blydskap in daardie stad. Want hulle het Jesus Christus aangeneem, en dit gee 'n blydskap in jou binneste. Hy sê, daar was groot blydskap in daardie stad, en 'n sekere man met die naam van Simon, het tevore die stad met towery omgegaan, en die bevolking van Samaria verbuister, deur te sê dat hy iets besonders was. En almal klein en groot het hom aangegaan en gesê, hy is die groot krag van God. En hulle het hom aangegaan, omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towery verbuister het. Nou as ons die skrif sien, dan sê ons towery en al hierdie goed is werke van die bose. Samaria het dit gesien as die groot krag van God. Want hulle het nog nie, luister mooi, hulle het nog nie 'n ontmoeting gehad met Jesus Christus, die Seun van God, wat 'n verandering in hulle lewe gehad het nie. Dan kry ek vanoggend, sê ek my vrou, hoeveel maal dink ons dat ons as kinders van die Here is beter as die wat daar buite is. Ek lees vir haar skrif en ek het hom weer gaan soek nadat ek hom vir haar gelees het, en ek kry hom nou weer nie. Maar hy praat oor 'n boom wat
afgekap is en 'n ander is ingeënt. Jesus Christus of Paulus wat dit gesê het. Was in Handelinge gewees. Hy sê, maar jy wat ingeënt is, moenie roem en dink jy's beter as die wat afgekap is. Daarom sê die skrif op 'n ander plek, jy wat staan, of jy wat meen dat jy staan, pas op dat jy nie val nie. Want so maklik as God sy eie volk nie gespaar het nie, so maklik gaan hy my en u ook nie spaar nie, as ons met die genade van die Here speel. Maar jy weet die wêreld daar buite het nog nie ontmoeting met die Here gehad nie, en hulle gaan aan met hierdie towery en hulle dink dit is wonderlik. Hulle gaan aan met die genot van die lewe en hulle dink dit is wat God vir hulle in stoor het. Maar op 'n ander plek lees ek dat die skrif sê die hoere, die tollenaars en die fariseërs sal julle voor, die fariseërs, die hoere en die tollenaars gaan julle vooruit gaan in die koninkryk van die Here. Pas op om na ander mense te kyk en te dink hulle is afvallig. Weet jy wat sê my vrou, sy sê die slegste van alles is nie eens die liggaam van Christus, die kerkgaande mense wat na die wêreld kyk nie, nee, die een broeder sit in die gemeente en hy dink hy's beter as die ander broeder wat in die gemeente is, terwyl ons deur die sy en deur een gees deurdronge moet wees. Hierdie mense het gedink, Simon was die groot krag van God, maar toe hulle ontmoeting met Jesus Christus kry, toe hulle die ware evangelie hoor, luister wat sê hy verder. Vers 12. Maar toe Filippus geglo het die evangelie aangaande die koninkryk, maar toe hulle, ek vra om verskoning. Ek gaan weer vers 12 lees. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne, sowel as vroue. En Simon het self ook gelowig geword. En nadat hy gedoop was, gedurend by Filippus gebly. En hy was verbaas toe hy die tekens en die groot kragte sien gebeur. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur en hulle het afgekom en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. En hulle het toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Hoe wonderlik klink dit as ek die skrif lees tot hier toe. Ja, selfs die towenaar het tot bekering gekom en daar was blydskap in hulle harte gewees. Daar's 'n verandering, 'n sondaar het tot bekering gekom, maar weet jy hoeveel maal lees ek in die skrif dat God ken jou hart meer as wat ek en jy dink hy weet. God het geweet dat hierdie man se hart nie volkome op God gerig is nie. Ek wil vanoggend vir die vra terwyl ons in die liggaam van Christus is. Die gedigte sê God's got an army marching through this land. God het 'n weermag wat deur hierdie land beweeg. En u en ek is baie geneig om te sê ek is deel van die liggaam van Christus. Ek maak uit 'n unieke plek wat God vir my bepaal het en ek leef volgens dit. Hoe lyk my hart vanoggend voor die Here? Vers 18 sê, en toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Hy is nou net gedoop. Hy het nou net sy hart vir die Here gegee. En baie van ons het 'n datum wat ek my hart vir
ongelukkig kan ek nie onthou nie. Deesdae begin ek onthou wat my vrou my remind, want sy sal vir my sê, hoeveel jaar is ons nou saam? Dan weet ek moes nou iewers 'n datum onthou het. Dan begin ek dink, watter dag was dit? My vrou ons onthou mos alles. Maar ek onthou nie. Iewers het ek my hart vir die Here gegee. Ek het 'n wedergebore datum. Want ek sê ek lewe nie meer nie. Ek het gesterwe na die vlees, want ek is gedoop. Ek het my hart vir die Here gegee en ek begin 'n nuwe lewe lewe. Maar dit is my vreeslik opvallend. So baie van ons teruggaan na die dood toe. En daar gaan uithaal dit wat die werke van die dood is. So was hierdie Simon gewees. Hy het gesien die kragte wat die Filippus gedoen het. En dit het vir hom wonderbaarlik gelyk. En dan wonder ek hier by myself, weet hy, die Here begin dien. Omdat hy skuldig gevoel het, omrede hy met die verkeerde dinge besig was en mense mislei het? Of het hy dalk in sy hart gehad, as ek net kan kry, dit wat daardie persoon het, en daardie een het, dan gaan ek weer klomp geld maak. Dan gaan ek weer klomp mense kry. Dan gaan ek weer klomp aanhangers kry, want nou is die oog van my afgewend, is nou op hierdie apostels. En nie in sy kop dink hy, omdat hy vleeslik is, en nie meer na die gees lewe nie. Hy is nie werklik wedergebore, as ek my kan verstout om dit so te sê nie. As ek die mense die hande kan oplê, en hulle het die blydskap ervaar, en die Heilige Gees ontvang, gaan ek weer iets wees onder die mense. Maar weet jy wat sê Petrus vir hom? Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het dat jy die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Daarna het Petrus vir hom gesê, goed verkeer jou. En hy het geklomp dat ek vir u lees. Kom ons stipuleer nie, ons lees dit. Bekeer jou dan van die boosheid van jou en bid God of hy die gedagte van jou hart nie miskien vergewe mag word nie. Want ek sien dat jy in 'n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. Maar Simon antwoord, in plaas daarvan dat hy sê, ek bekeer my voor God, sê Simon, maar Simon het geantwoord en gesê, bid julle tot die Here vir my, sodat niks van wat julle gesê het oor my mag kom nie. Hoeveel keer het ek al gehoor dat die woorde uitgaan en sê, daar die kerk is die oorsaak dat ek hier sit vandag. Ons is so maklik om ander mense te blameer vir my omstandighede. Daar die pastoor is die oorsaak dat ek vandag nie meer die Here wil dien nie. Daar die kind van die Here is die oorsaak dat ek my voete nie in die kerk wil sit nie. Maar ek vra ek myself, is my hart nie dalk onverdeeld op God gerig nie? Is daar nie dalk verdeeldheid in my hart nie? Want die oë van die Here deurwandel hierdie aarde, op soek na diegene wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Maar ons is maklik in vandag se dae om blame shift te doen. Net soos hierdie Simon, hy is gewoon om met towery om te gaan. Om 'n vloek op mense te sit. En toe dink hy dat die God van hemel en aarde sy standaard uitlewe. Ek wil vandag vir u vra,
Hoe lewe ek en u? Dink ek en u dat God my standaard handhaaf? Of besef ek, hy is hoog en verhewe. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n almagtige God. Hy is alomteenwoordig. Hy is skepper van hemel en aarde. Hy is die een wat die dag van môre in sy hand vashou. Hy is nie 'n mens wat dink en redeneer soos 'n mens nie. Maar hy het vir my en u 'n opdrag gegee van die begin af is om te doen dit wat hy vir my verwag. Doen net dit wat ek van jou sê. Leef uit volgens wat jy in die skrif gelees het. Maar Simon het gedink, hierdie mense het nou 'n vloek op my gesit, so bid nou vir die Here dat hy net nie dit doen wat julle vir my gesê het nie. Min het hy geweet. Petrus het opgetree as die gesag van God. Want jy kan nie met 'n verdeelde hart die aandag van God op jou rig nie. Handelinge 16 vers 30 en 31 sê die volgende. En hy het hulle na buite gebring en gesê, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou hele huis. Handelinge 16 vers 30 en 31. Toe Paulus in die gevangene gegooi is, en die aardbewing gekom het en die deur het oopgegaan, en hierdie soldaat, tronkbewaarder, is benoud, hy wil homself om die lewe bring. Maar weet jy wat? Hy sê, vers 29, toe hy die lig gevra het, spring hy na die binneste en val bewend voor Paulus en Silas neer. En hy het na hulle buite gebring en gesê, meneer, wat moet ek doen om gered te word? As jy met jou hele hart glo, dan kom daar 'n verandering in jou binneste. Luister mooi. Hy sê nie en jy sal gered word nie, hy sê. En hulle het naby, vers 31, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hoeveel mense is daar vandag in hierdie lewe wat glo dat Jesus Christus daartoe in staat is om my en my huisgesin te red. Weet jy hoekom het hy vir hom gesê, jy en jou huisgesin? Johannes 7, ekskuus ek blaai so 'n bietjie deur die Bybel vanoggend. Vers 38 sê die volgende. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou as ek nou glo in Jesus Christus en ek doen dit wat hy van my verwag en ek leef die lewe wat hy vir my gegee het om te lewe, dan moet daar strome van lewende water uit my binneste vloei. En toe daar die vrou by die Samaria was, Samaritaanse vrou, en Jesus vir haar sê, geef vir my water. Sê Jesus vir haar, as jy geweet het wie ek is, sou jy my gevra het en ek sou vir jou lewende water gegee het. En daardie vrou gaan in die stad in met hierdie lewende water wat Jesus Christus vir haar gegee het en sy gaan bring nog mense na Christus toe. Lewende water wat hier uit my binneste uitvloei, moet na my vrou toe uitvloei. Dan van my vrou af na my kinders toe uitvloei.
En van my kinders afvloei dit na die boeties en die sissies toe. En so kom my hele huis tot inkeer. Maar weet jy waar lê die probleem vanoggend? Baie van ons is so Simon. Ek gaan sit in die kerk. Simon het Filippus by hom gebly. Ek loop naby aan die pastoor. Ek dink dat ek gered gaan word deur my by onderlinge byeenkomste nie na te laat nie. Ek dink dat ek gered gaan word om by die pastoor te lewe terwyl die pastoor 'n mens is soos elkeen van ons is. Ek dink as ek die wette van die kerk onderhou, is ek reg. Ek dink as ek die 11de gebod in my lewe het, jy moet net nie uitgevang word nie, dan is ek gered. Kan doen net wat ek wil. Weet jy, Simon het gedink. Ja, my oog gesig so trek nie, dis bygevoeg hoor. Moet net nie uitgevang word nie. Simon het gedink, sal nie uitgevang word. Maar op die regte tyd het hy vir die verkeerde persoon gesê, kan ek jou nie geld aanbied nie. Kan ek jou nie bietjie aardsheid aanbied om die gawe van 'n heilige God te kan kry nie. Niks op hierdie aarde behaag God nie. Verstaan my mooi vanoggend. Niks, geen geld, geen silwer, geen goud, geen niks op hierdie aarde behaag God nie. En selfs die mense kan God nie behaag uit homself uit nie. Want God het behaag in sy seun Jesus Christus. En as ek wil hê God moet behaag in my, moet ek in Jesus Christus glo, soos die skrif sê. En ek kan nie net sê ek glo en ek doen dit nie. Luister mooi. Ons almal ken Johannes 3. Vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dis waar ons stal bly. Ons sal die skrif quoteer van Romeine, ek dink dis 8 vers 10. As jy met jou hart glo, met jou mond bely, sal jy gered word. En ek dink dit is goed genoeg vir my. Ek dink dat ek so Simon kan optree. Weet jy, die Here ken my in jou hart meer as ek in jouself. Hy kyk verby dit wat ek dink ek weet. En hy sien raak wat wegskuil, wat ek nie wil hê die mense hier buite moet sien nie. Daarom het hy ook Johannes 3 vers 36 ingeskrywe. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Mooi belofte. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. Hoe staan ek in die vanoggend voor die Here? Ek sê ek gehoorsaam hom. Ek sê ek glo hom, ek glo hom, nie gehoorsaam, ek glo hom. Maar aan die ander hand is ek besig om ongehoorsaam aan sy opdragte te wees. Toe die disippels en Jesus in die berg van verheerliking was, en die wolk
hulle bedek het, kom daar 'n stem daaruit. Die stem van 'n lewende God, wat sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. In my woorde gesê. Wat beteken luister? Ek weet toe ek 'n jong seun was, het my pa my baie opdragte gegee. Soms het ek geluister, dan het ek dit gedoen. Ander keer het ek nie geluister nie. En dit nie gedoen nie. As ek luister na die stem van Jesus Christus, na die Heilige Gees wat my leer in alle waarheid oor Jesus Christus, dan beteken dit ek moet doen wat hy vir my sê. En as ek nie doen wat hy vir my sê nie, val ek in by die skrif wat sê, hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Baie het in daardie stad tot bekering gekom, en daar was blydskap in daardie stad. Maar onder hulle was ook diegene so Simon gewees, wat gedink het, ek kan geld maak uit dit wat heilig is. Simon het gedink, en so sit ons vandag, soveel jaar later, met dieselfde gedagte. Ons gebruik die werk van die Here om onsself te verryk, maar ons kry nie mense in die koninkryk van God nie. Want my hart is nie opreg voor God nie. Daarom lewe ek 'n val en 'n opstaan lewe. Eendag is ek daar bo in die hemel, die ander dag is ek hier diep in die aarde. Daarom het ek eendag blydskap en die volgende dag is my blydskap weg. Want ek glo nie soos die skrif sê, en strome van lewende water vloei nie uit my binneste nie. Want Paulus en Petrus en al die disippels het in verdrukking nog hulle blydskap gehad en het nog vasgehou aan die lewende woord wat God hulle gegee het. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hulle het so gelewe dat die Heilige Gees deel is van hulle lewe dag na dag. Uur na uur, tyd na tyd. Want hulle het krag ontvang om hulle staande te hou in 'n donker wêreld. Maar die sogenaamde kinders van vandag dink, ons kan die aangesig van God trek, terwyl ek nog met my een voet in die wêreld lewe en met my ander voet kerk toe gaan. Maar Jesus Christus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daarom is aan Johannes 3 vers 36 geskryf, ons almal hou die skrif vas, want so lief het God die wêreld gehad. Maar niemand kwoteer, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe nie. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Ek het in hierdie week met baie mense gepraat. En die vinnigste wat jy iemand kry om te ry, sê net vir hom, dit waarmee jy besig is verkeerd. Nergens in die woord van die Here lees ek dat iemand tot bekering gekom het, omdat hulle die wonders gesien het, wat die disippels gedoen het nie. Toe Jesus Christus wonders en tekens gedoen het, het almal hom aangehang. Maar toe hy die waarheid van die evangelie begin verkondig, het die duisende hom verlaat. So baie dat selfs Christus vir sy disippels sê, wil julle nie ook maar gaan nie. Ek verstaan deesdae al hoe meer hoekom die Bybel sê, daar's 'n breë weg wat baie sal vind, en 'n smal weg wat min sal vind.
stry hard om in te gaan. Want baie sal probeer en nie in staat wees nie. Waar staan ek en nie vanoggend? Het ek 'n honger en 'n dors na die waarheid van die evangelie? Of soek ek net na die wonders en die tekens? Hulle moet vir die siekes bid en hulle moet gesond word. Ag, my lewe moet wonderlik wees, daar moet niks teekanting wees nie, want die teekanting is altyd die duiwel. Maar ek vergeet dat my hart is nie onverdeeld op God gerig nie. Daai skrif wat ek gelees het net voor dit sê hy, hulle die duiwels het uitgevlug. So daar was nie duiwels gewees meer om Simon te mislei nie, want dit het gevlug, die demone. Maar Simon se hart was nie volkome op God gerig nie. Hoe is my hart vanoggend? Blameer ek die duiwel vir al my val en al my teekanting? Of gaan ek maak, soos Petrus vir hom gesê het, bekeer jou dan voor God en raak los van hierdie goed wat jou vashou in die wêreld? Gaan ek in opregtheid my voor God bekeer? My verbitterheid en my pyn en my smarte voor God uitbely en aangaan met my lewe en te lewe in die vrees van die Here? Of gaan ek ook sê, bid jy eerder tot die Here, dat die goed wat jy gesê het nie oor my lewe kom nie. Maar my hart is die oorsprong van hoekom ek optree, soos ek optree. Hou op om die duiwel die skuld te gee vir alles. Want as ek die skrif reg verstaan, niks gebeur hierdie aarde as God nie die laaste sê. Stem jy saam met my? Toe Jesus toe Lucifer by God aan tafel was, hy sê, het jy ag gegee op my knegt Job? Ja, maar hy is net so vroom en opreg, omrede u hom so seën. God sê vir hom, maak met hom soos jy wil. Geef hom perke om in op te tree. Kom hy weer 'n keer, ja, maar net, omdat u hom so beskerm, my woorde gesê. God sê vir Lucifer, vat alles van hom, alles, maar jy raak nie aan sy lewe nie. Toe Jesus gedoop is hy deur die Heilige Gees in die woestyn gelei om deur die duiwel versoek te word. God se opdrag, maak met hom soos jy kan. Hy het sy eie seun nie gespaar nie. Maar ek en jy blameer die duiwel vir alles. Veel maal het ek al in my lewe gehoor, die duiwel is alweer lustig vandag. Het ek nie al gedink, God het hom toestemming gegee, om te kyk wat lê in my hart nie? Ag, ek het alweer geval van die duiwel. God het hom gegee. Maak so. Laat ons bietjie kyk, of sy hart onverdeeld op my gerig is. En keer op keer, moet ons teruggaan na die Here toe en sê, vergewe my. Want my hart is onverdeeld op U gerig. Want as my hart is nie onverdeeld op U gerig is, want as my hart onverdeeld op U gerig is, het ek soos Jesus Christus gesê, daar staan geskrywe, jy mag die Here jou God alleen aanbid. Ek is nie toegelaat om my knieë voor jou te buig nie. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. As Jesus daar van die berg af gespring het,
sou die engele kom draai het. Dus ek sal, as jy jou klip stamp, hoe sê die skrif? Jy nie val nie. Jesus Christus sê, vir jy mag die Here jou God nie versoek nie. Buig net voor my neer, ek gee jou al hierdie goed. Lucifer sê dit vir die seun van God. Ek sal alles vir jou gee, as jy net voor my buig. Hoeveel van ons in vandag se dag sal voor Lucifer buig, net om te kry wat ek wil hê? Is my hart nie onverdeeld God gerig nie? Of is hy verdeeld? Ons is maklik om die duiwel die skuld te gee vir alles. Ek hoor hierdie week van 'n pastoor. Luister mooi. En ateës sit by hom in die kerk. En hy vra vir die pastoor: as daar nou bewyse kom, ons glo mos so maklik dit wat die mense sê, hulle noem Goliat se brein se kop opgegrawe en hy is so groot. Ja, sê ons nou, ons glo mos al hierdie goed. Hierdie ateë sê vir die pastoor: as hulle bewyse het, hulle die bene van Jesus Christus uitgegrawe, wat sal jy daaromtrent sê? Weet jy wat sê die pastoor se woorde? Hy sê, dan word ek 'n ateës. Ek bedank my werk en ek move. Dis die predikante wat vir die mense preek vandag. Misleiding. Terwyl hy moes gesê het, ek staan op die woord van God, hy leef, want ek weet, hy leef hier binne in my, hy is nie dood nie, hy het opgestaan. Die ateë sê vir hom, ek het verwag dat jy vir my sou sê, dis nie die waarheid nie. Maar die waarheid sal altyd uitkom. Is my hart onverdeeld op God gerig, dat ek weet hy lewe. Hy is nie dood nie. Hulle sal geen bene vind en kan sê dis die bene van Jesus Christus, die seun van 'n lewende God nie. Want die skrif sê, hy sit langs God die Vader en hy tree in vir my en jou. Of vanoggend vir die vraag, hoe sterk staan jy in jou geloof? Om te weet, Jesus Christus is die seun van 'n lewende God. Terwyl ek sê ek glo, kan ek gaan oplet, kan die wêreld gaan oplet na my dade en kyk of ek die seun van God ongehoorsaam is. Vandag wil ek vir u sê, die keuse lê in elkeen van u in my hande. Ek gaan alleen voor God staan en u gaan alleen voor God staan. Ek gaan nie vir u kan intree daai dag nie. Maar hoe gaan ons daai dag voor die Here staan en sê, Here, my hart was onverdeeld op u gerig. Maar ek weet, ek het hierdie sondige lewe lief gehad. Ek weet, ek was so Simon. My hart is nie volkome op God gerig nie. Hoe verwag ek dat die Here vir my moet sê, oor min was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel? Ons kla en nummereer oor alles in vandag se lewe. Van die môre tot die aand. Kan jy die gesig hoor van die mense oor hierdie aardse goed wat nie regloop nie? Volgens my geloof in Christus Jesus om te weet,
Hy het vir my gesê, julle sal verdrukking hê. Hy het vir my gesê, julle gaan teekanting hê. Hulle gaan julle haat, terwille van my naam. Waar is my geloof om te weet, ek is op die regte plek, waar Christus my wil hê. Tot sover uit sy woord uit. Maar ek wil vanoggend vir u sê, sit jou hand in jou eie boesem. En vra die Here, hoe staan my hart vanoggend voor u? Amen. Kom ons staan. Gaan ek my pa vra om ons eerste vraag. Maatjie vir my tissue. Of toe maar sal raak gaan kry. Vader, baie dankie dat u ons geseën. Here Jesus. Dankie vir die voorreg wat ons gehad het om hier te wees. Dankie, Here. U wat vermoere weet van elkeen wat geluister het na hierdie woord wat uitgegaan het. Is my gebed dat die Heilige Gees die naprediker sal wees. Meer, halleluja. Vra dat u verheerlik sal word, Here, seën lippe van klei, Here, wat gewillig was om die woord te bring. Vra ek, Here, dat u saam met ons sal wees, Here, terwyl ons hier uit mekaar uitgaan. Vra ek dat u ons sal bewaar en beskerm, en ek vra dat u verheerlik word, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê, en die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.